Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek deel vandag weer met julle oor finansies in God se koninkryk. Ek noem dit spesifiek in sy koninkryk, want ons is tog reeds in sy koninkryk. Jy gaan nie eendag na God se koninkryk toe as jy doodgaan en hemel toe gaan nie. Sy koninkryk is nou en is hier, en daarom moet ons nou en hier weet hoe om onder andere met ons finansies te werk. In Markus 1 vers 14 en 15 staan, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En dan sê Jesus in vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Die woord sê hier dat Jesus die evangelie van die koninkryk van God verkondig het. So die evangelie waarin ek en jy glo, noem Jesus die evangelie van die koninkryk van God. En dan gaan hy verder in vers 15 en sê, die koninkryk van God het naby gekom. En dan leer Paulus ons in Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het ons reeds verlos uit die mag van die duisternis en hy het ons reeds oorgebring in die koninkryk van sy seun. Daar's nog baie ander tekste wat ons kan gebruik, maar net uit hierdie paar is dit duidelik. Ons is heiliglik in God se koninkryk, waar Jesus die koning is, waar hy Here is, en ons wil graag weet hoe om in sy koninkryk hom te vereer as Here, ook met ons finansies. En as jy wedergebore is, dan het jy al teen hierdie tyd agtergekom, in hierdie koninkryk werk dinge nie soos in die wêreld nie. Die wêreldse stelsel sê dat 'n goeie leier en koning van 'n koninkryk of president van 'n land soos ons dit eerder deesdae ken, moet met 'n sterk hand regeer en hy moet vir almal wys wie is baas. En hy bly in die beste van die land en ry die mooiste wat beskikbaar is en eet net van die heel beste. Maar dis duidelik nie hoe ons vir Jesus en sy koninkryk leer ken dit nie. Dinge in sy koninkryk werk baie anders. Alhoewel hy die koning is, het hy die gestalte van 'n dienskneg aangeneem, sê sy woord. Alhoewel hy die koning is hy gebore in 'n stal, het hy geëet saam met gewone mense en tussen hulle gebly net soos hulle. Hy het ons kom leer in hierdie koninkryk, as jy eerste wil wees, moet jy laaste wees. As jy wil heers, moet jy dien, en as jy belangrik wil wees, moet jy leer hoe om voete te was. En in hierdie koninkryk het hy ons ook geleer, as jy voorspoedig wil wees, moet jy leer om te gee. Voor jy kan ontvang, moet jy eers kan weggee. En so baie mense het hierdie beginsel al vergryp as 'n resep vir rykdom, tot hulle eie groot frustrasie, want dit werk nie. Want dit was nooit die intensie van gee of van saai en maai nie. Persoonlike verryking is nie die intensie nie. Die intensie met alles in hierdie koninkryk is om hom te ken, en meer spesifiek om hom te ken deur 'n intense, intieme verhouding. En een van die tools wat hy gebruik in hierdie journey om hom te ken, is geld. Hy wil altyd en onder alle omstandighede aan jou openbaar dat hy 'n goeie God is, en dat hy betroubaar is, ook wanneer dit kom by ons finansies. God is nie bang vir geld nie, en hy wil ook nie hê ek en jy moet bang wees daarvoor nie. Hy het ook niks teen rykdom nie, van sy grootste helde in die Bybel was skatryk. Wat hy wel wil verhoed, ten alle koste, is dat geld jou Here word. Dat jy geld sal dien, eerder as om hom te dien. En daarom het hy die beginsel van tiende en saai en maai ingestel, om ons daardeur te leer om hom eerste te stel en ons vertroue in hom te behou. En daarom ook is daar 'n vorm van gee wat jou niks gaan baat nie. Ja, jy het reg gehoor, daar is 'n vorm van saai wat geen oes gaan oplewer nie. Kom ek vat jou na 2 skrifte wat dit vir ons so duidelik maak. Die eerste is in 1 Korintiërs 13, die hoofstuk oor liefde. Nou wat het geld met liefde uit te waai? Wel, volgens God, alles. Kyk saam met my na vers 3. Hy sê, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks
baat nie. Kyk mooi wat staan nie. Al sou ek al my geld uitdeel, maar ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Ek kan al my goed uitdeel. Ek kan alles wat ek besit weggee. En dit sou vir almal vreeslik heilig en reg lyk. En dit kan my vreeslik heilig en reg laat voel. Maar as ek dit nie vanuit liefde doen nie, is dit verniet. Dan gaan dit my niks baat nie. Al wat dit gaan beteken is ek het ook nou niks. As my motief is om myself te verryk met die oes, gaan dit 'n misoes wees, want ek het sonder liefde gesaai. Ek het inteendeel uit selfsug gesaai, en die woord is hier baie duidelik. Dit gaan my niks baat nie. Ek moet eers my hart ondersoek en seker maak dat my motief liefde is. Die tweede teks wat ons waarsku teen iets soortgelyk is 2 Korintiërs 9 vers 7. Hy sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hierdie skrif is so duidelik. Hy sê, wanneer jy wil gee, neem in jou eie hart voor wat jy wil gee. En ek wil vandag so prontheid wees om te sê, as jy in jou hart voorgeneem het om niks te gee nie, gee niks. Want wat jy nie wil doen nie, is om my droefheid of dwang te gee. Met ander woorde, wat die skrif ons hierteen wil waarsku is wanneer iemand op jou gevoelens speel om jou te kry om te gee. Wanneer iemand jou emosioneel manipuleer om te gee, los eerder. Hou jou geld in jou sak, dis meer werd daar. As gee jou bedruk maak, of as jy gedwing voel, los. Dit gaan jou niks baat nie, want dis nie uit liefde uitgewees nie. Geliefde, ek wil jou dus los vandag met hierdie raad. In die toekoms, voordat jy gee, ondersoek jou hart. Ondersoek jou motief. En ek wil dit dalk ook net hier ingooi. Daar's absoluut niks daarmee fout om 'n oes op jou saad te verwag nie. Inteendeel, jy sou dwaas en ongelowig wees as jy nie 'n oes op jou saad verwag het nie. Maar maak net allereers seker dat jy gee vanuit 'n hart van liefde. Dat jy gee omdat jy God en mense liefhet en omdat hy Here is, koning is, ook van jou geld. God wil verskriklik graag hê jy moet voorspoedig wees. Hy wil baie graag hê jy moet meer hê as genoeg. Maar hy wil ook weet jou hart behoort aan hom. Want waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Here, help ons om wanneer dit by ons geld kom, ons hart te ondersoek. En help ons ook asseblief Heilige Gees om met onsself eerlik te wees. Dat wanneer ons gee, ons sal seker maak, ons gee vanuit 'n hart van liefde. Liefde vir U, omdat U vir ons toegerus het met geld, en liefde vir U mense, om hulle te help in watter situasie hulle ook al is. En liefde vir U kerk, om U kerk toe te rus om te doen wat U hulle geroep het om te doen. Dankie Here, dat U so goed is vir ons, en dat U graag nog meer goed wil wees, en ons wil seën met U oorvloed. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.